Dag sê, ek wil graag vandag 'n bietjie kom gesels oor hoe 'n mens nie net moet kyk na dit wat jy nie reg gekry het nie, maar veral moet kyk na wat jy wel reg gekry het. En dis waar Stephen Covey ons baie mooi help. Jy weet, as ek kyk na my eie lewe, gaan ek myself as voorbeeld gebruik. Mens kan maklik kan sê, ja, Dawid het nie meer status nie en hy preek nie regtig meer nie, net elke tweede week by die ouete huis en wat het hom nou gehelp om te swat vir 8 jaar en allerhande goed probeer, kry dit nie reg nie. Dis nou maklik om dit te sê, dis nou maklik, maar kyk 'n bietjie na die vergeet bietjie van dit wat 'n ou nie reg gekry het nie, kyk wat het jy wel reg gekry. Ek het wel laas jaar geleentheid gekry om te preek by 2 geleenthede. Ek preek wel elke tweede week, maar ek preek by die ouete huis en ek skryf nog preke. En ek kry nog steeds my goeie terugvoer gereeld by die preke. Plus daarmee saam, die kennis wat ek opgedoen het, bly hier in my kop. En dit gaan nie weg nie. En ou bly skerp, jy weet, en jy kan na 'n preek luister en jy kan hom evalueer en jy kan hom waardeer en jy kan dadelik sê, hoorie maar, ek kan 100% met hierdie saamgaan. So, daar's soveel voordele en soveel goeie dinge wat meegekom het. Jy weet, en dan wat ek graag by wil uitkom ook is, mens kan nou oor die swattings ook baie dinge en sê, ag, wat het dit jou gehelp, jy weet, het 8 jaar van die lewe gemors, en ek glo, verstop van sake, glo ek nie dat daar so iets bestaan soos tydmors nie. Ek glo alles is in die beskikking van die Here. So, ek kan nie sê ek het 8 jaar gemors nie, die Here het my vir 8 jaar gevorm, hoor net die verskil. En die ander ding is, as 'n mens kyk na die finansiële situasie waarin ek my bevind het voordat ek begin studeer het, daar was niks, daar was nie geld vir sulke goed nie, en die Here het net voorsien. Ok, die eerste 3 jaar het ek 'n organisasie gebruik, wat my toe nou nie later mee gehelp het nie, hulle het net besluit, nee, wat, hulle gaan my nie meer help nie, maar toe die akademie oorgeneem, en die akademie het toe nou die geldjies gedek wat die organisasie eintlik moes gedek het, maar hulle wou nie, so wat hulle rede was, maak nie saak nie. Die punt is, my studies is betaal, my boeke is gekoop, en om julle 'n idee te gee, om net vir julle te sê hoe duur so 'n kursus is, om net so 'n halwe idee te gee. Ek het my eerste boeke wat ek gekoop het op Logos was Grieks en Hebreëus en 'n paar ander boeke. Nie vreeslik baie by nie. Oor die R4.000, jy weet. En ek moes dit op 'n manier in die hande kry en die Here het voorsien. So, soos een van my vorige dominees gesê het, jy weet, mens moenie dat geld in jou pad staan met studies, vernaamlik nie as jy teologie studeer, want die Here sal sorg. Die Here sal absoluut sorg. En ek dink wat ook belangrik is dat 'n mens dan, soos ek sê, die goeie uitvat. Ek meen, as ek kyk na die kennis wat ek opgebou het, dit wat ek nou weet, teenoor wat ek geweet het voordat ek daarin gestap het. Ek bedoel, ek het niks geweet nie, om die waarheid te sê. Ek was soos iemand wat niks geweet het nie, van 'n Peter na 'n volwasse man toe, wat eintlik al, kom ons sê, 20 jaar in bediening moet wees, soveel ondervinding en ervaring, voel mense het jy omtrent opgebou, net in jou studiejare. En ek meen, nou moet mense 'n ander ding sê, so stil op die agtergrond, so op 'n manier, is ek nog betrokke. Jy weet, en as mense my kom besoek, dan beleef ek dit, ek beleef daai omgee en warmte, wat ek altyd nog beleef het, jy weet, en dit het nooit verander nie, nooit weggegaan nie. En dis vir my die verskriklike mooi van alles, jy weet, dat al jou bande en al jou vriendskappe behou het, maak nie saak wat het gebeur nie. Almal wat vir jou lief is en lief was, is nog steeds vir jou lief. En dit maak nie saak wat daar gebeur het nie, hulle bly vir jou lief. En dit maak nie saak of David Nel selfs 'n foutjie of 2 gemaak het nie, hulle bly omgee vir jou en hulle bly vir jou bystaan en hulle bly. En dis net die ding, jy weet, mens beleef Christus. Môre se preek het juist gegaan oor hoe's jou hart. En mens beleef Christus by hierdie mense. En jy beleef dat hulle net een ding wil doen, en dis om die Here te eer. Ongeag wat het gebeur of wat. Want ek meen, David Nel is nie 'n volmaakte mens nie, hy het sy foute gemaak in die bediening, hy het sy foute gemaak. Ek bedoel, ek sal die eerste ou wees wat sê, ek is die vernaamste van die sondaars. Maar die punt van die saak is, ek is 'n begenadigde sondaar, en ek het my foute laat staan. En die groot ding is, 'n mens moet kyk, soos Stephen Covey sê, na dit wat jy wel vermag het.
Jy weet, soos byvoorbeeld, nou die dag sê iemand vir my, ja, kyk hoe baie goed het jy op YouTube gesit, maar jy het nie die kruin bereik nie. Kyk hoe baie goed het jy probeer, maar dit het nie gewerk nie. Toe sê ek, wag net so bietjie. As jy YouTube vat, ja, ek het nie die kruin bereik nie. Ja, ek het nie 'n miljoen aanhangers gekry nie. Ja, dis waar, maar dis net die negatiewe. Vat die positiewe. Ek het van 39 ou subscribertjies gegroei na 169 subscribers toe. Ek het 2 of 3 van my stories het oor die 8000 views gekry. Waar in jou lewe? Wie gaan van David nou luister? 8000 views, dis mos nie moontlik nie. En ek het 'n paar keer kommentare gekry soos, hierdie liedjie is die mooiste in die hele wêreld. En soos, daar's niemand beter as David om liedjies te maak. Dis die tipe kommentare wat ek gekry het. En een ou het selfs vir my gesê, hoorie, ek het 'n liedjie wat ek wil hê jy moet opneem. Ek gaan hom vir jou stuur, die woorde, en sal jy hom asseblief in musiek omsit. En ek het so gemaak. En hy was verskriklik beïndruk met die ding. En ding het oor het daarom 74 views gekry toe ek destyds gekyk het. En destyds was dit 'n rekord. Die punt is ook in Lukas. Kyk, my groot vriend Lukas het 'n groot verskil gemaak, want toe ek nou daai lied van die weduwee se kruik opsit, binne 'n week, minder as 'n week, 114 views. Nou vra ek jou, het ek regtig niks bereik nie? Of het ek daarom iets bereik? Ja, ek het miskien nou nie 100.000 tree vorentoe gegee nie, ek het seker net 20, 30 tree vorentoe gegee. Maar die punt is, ek kom iewers. En met die musiek ook, het ek nou daarom 'n paar dollar gemaak, nou nie duisende dollars nie, maar ek het daarom al iets gemaak, ek kan daarom iets wys, jy weet, en ek kan daarom sê vir 5 jaar lank het ek my musiek nou al bekend gestel. So, ek dink net 'n mens moet regtig in hierdie lewe nie net fokus op, ag, ek kon nie dit nie en ek kon nie dat nie en ek kan nie so en so nie. Vra jouself 'n bietjie af, maar wat het ek reg gekry? Dan gaan jy verbaas wees hoor, want hoe baie goed kan ek opnoem. Die hele gesprek gaan net oor wat ek wel reg gekry het. En die groot ding is, dit moet 'n ou motiveer om aan te hou. En ek wil vandag vir jou sê, iets wat 'n dominee eendag gesê het, moenie opgee nie, want as jy opgee, verloor jy. Hoor mooi, moenie opgee nie, want as jy opgee, dan verloor jy. Gaan net aan, doen jou ding, probeer jou bes, eendag van 'n tyd, gaan daai deur oopgaan wat die Here vir jou beskik het. Daarvan is ek oortuig, en dit is vir my dieselfde. Ek meen, vir my om hier te kan wees in Botha se wil, tussen my mense vir wie ek lief is, vir my om te kan floreer, en om te weet, maar ek is nie alleen nie. Ek meen, ek het nou in hierdie week 2 of 3, in die week 4, eintlik 4 besoeke gehad. En ek meen, dis mense wat regtig omgee, dis mense wat regtig vir 'n mens iets wil kom doen, sonder dat dit nodig is dat hulle dit moet doen, maar hulle wil dit graag doen. Nou die dag het iemand my gehelp met iets, om die dromme op te slaan. Toe ek klaar is sê, dit was lekker man. Waar ken jy sulke mense? Ons ken nie sulke mense nie. Ek meen, ek het vir myself gesê, joe, my vriend, jy is regtig 'n broer, want dit was warm man, en ek het van melk aangedra, glas na glas, dat ek kan net bietjie afkoel met die drama se opstel. Maar toe ek klaar is, dit was nou lekker man. So weet jy, nee, loof en prys die Here vir ons plekkie. Hy het sy foute, hy het self sy mense, en mense, verskillende soorte mense, maar die met wie ek bevriend is werklik kinders van die Here, en dit kan 'n mens in hulle harte sien. Maar reg, dis maar al wat ek vir julle wil kom sê het, en ek wil graag afsluit met 'n Bybelversie. 1 Korintiërs 15 vers 58. En dit sluit nou pragtig aan by hierdie wat ons nou net met mekaar bespreek het. Waar die Here sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hoor julle mooi, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Engelsman het vir my so mooi term, it's not in vain. Dis nie verniet sonder doel nie. Ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Daar's hy, mooi gaan, baie liefde hoor.